Hallo en welkom by nog 'n koppie koffie. As dit die eerste keer is, welkom. Dit is my eerste keer ook. Vandag gaan ek julle wys wat is 'n mokkapot en hoe gebruik ons hom. Net 'n bietjie agtergrond toe ek begin belangstel het in koffie. Toe moes ek kies, okay, wat se tipe broer gaan ek kry? En daar's so 'n paar opsies gewees. Daar's ons die V60 mokkapot, die Aeropress, die Nanopress, Fin, Siphon en nog ander. Ek het nou besluit op die mokkapot, ek weet nie hoekom nie, maar ek het. So kom ek wys vir vandag. Hierdie is 'n mokkapot, hy word in Italië gemaak. Hierdie is 'n Bialetti, die ou wat hom gemaak het is Alfonso Bialetti. En hierdie is 'n 6-cup mokkapot. Hier is die 12-cup mokkapot. En dit is nie koppies of bekers soos ons het gewoond is nie. Hierdie is espresso cup, so jy kan 6 espressos maak met hierdie ene. Jy kan 12 espressos maak met daai. Kom van Italië af, hulle drink espressos. So, net om 'n bietjie geskiedenis te gee van die koffie. In die Tweede Wêreldoorlog het die Amerikaners daar in Italië beklei en die Italianers, hulle was vriendelik met hulle gewees, hulle het vir hulle espressos aangebied, maar die espressos was 'n bietjie te kwaai gewees vir die Amerikaners en hulle het kookwater by hulle espresso gegooi. En die Italianers het dit toe Americano genoem en dis die Amerikaners wat so gedrink het en dit is waar die Americano vandaan gekom het. Net 'n bietjie ekstra. Goed, so. Jou mokkapot lyk so. Ek gaan vir julle verduidelik hoe om hom te gebruik en hoe hy werk, maar ek gaan dit doen eerstens op die groot mokkapot. Goed, so. Julle sal sien hierdie het hierdie stukkie ekstra by. Dis 'n video vir 'n ander dag. Hy is nie standaard so nie, ek het dit bygesit. Maar ek sal later verduidelik waaroor gaan dit. Ok, so, soos jou mokkapot hierso is, bestaan uit verskillende dele. Dit is die boonste deel. Hy skroef sy uit mekaar uit. Boonste deel, jy het jou mandjie, of hulle praat van die funnel in Engels, en dan het jy die gedeelte waar jou water in kom. Nou, by die deel waar jou water in kom, baie belangrik, hierso het jy 'n pressure valve. Dit is 'n safety valve, so hier word stoom gegenereer en druk gegenereer en daai is net om te keer dat hy nie ontplof nie, so as daar te veel druk is, blaas hy dit daar uit. Goed, so, hoe dit werk, jy gooi water hierso in tot net onder die safety valve, dan sit jy hierdie mandjie hier in, omgooi jy vol koffie, jy sal sien daar is 'n metaal siffie daarso, en daar is 'n metaal siffie daar en 'n seël. En dan hierso as jy hom oopmaak, het hy so spuitjie, spout wat hier is, waar die koffie uitkom. So, jy die water ingooi, koffie ingooi, skroef jy hom nie op, dan is die koffie vasgekeer tussen daai siffie en daai siffie. En dan sit jy hom op hitte, enige hitte, jy kan hom op gas sit, op elektriese plaat, op vuur sit, net nie op 'n induksieplaat nie, want hierdie is aluminium, dit gaan nie werk nie, maar die mokkapotte, jy kry 'n mokkapot met 'n stainless steel bodem, hom kan jy op 'n induksiestoofie sit, of hulle het ene wat heeltemal van stainless steel is, wat jy ook kan gebruik op 'n induksiestoof. So wanneer jy hom op hitte gesit het, dan kook jy die water, hy bou stoom op, hy stoom bou druk op, en hy druk die water hieronder, hier deur, hierdie pypie, deur die koffie, hierso wat hier tussenin is. Die koffie wat hierso is, gee vir die water bietjie weerstand, so hy kry bietjie kans om daarso die koffie te extract, en dan gaan hy deur, en dan kom die koffie daar by daai spout uit, en dan die lekker koffie. So, kom ons kyk, hoe doen ons dit? Kom ons vat nou die kleintjie, ons maak hom oop. So vat ons die water, onthou ek het gesê ons sit dit tot onder die spout. Soos hy, onder die spout. Dan vat ons die mandjie, sit hom in. Hier sit 'n koffie gemaal. Die koffie wat jy vir die mokkapot gebruik is redelik fyn. Nie so fyn soos 'n espresso nie, maar ook nie so grof soos filterkoffie of 'n plunger of so nie. Jy wil nie hierdie water moet te vinnig deurgaan nie, anders bou hy nie druk op nie en dan extract hy nie so goed nie. So 'n espresso moet tussen 7 en 9 bar wees om te kwalifiseer as 'n espresso, maar
Die Italianers dring daarop aan dat 'n mokkapot 'n regte espresso maak, maar 'n mokkapot bou net so 1.2 bar druk op. So volgens die koffiepuriste is dit nie regte espresso nie. Maar wat weet hulle is nie Italianers nie. Goed so, jy sal sien ek het hom nou hier so ingegooi, bietjie hoog, maar is okay, ons maak dit hom mooi gelyk. Jy druk hom nie plat nie, want jy wil nie te veel druk hê nie, anders gaan jy te veel drukking opbou, dan blaas dit by die safety valve uit. So maak hom net 'n bietjie plat, en dan hier om die randjie vee jy nou die koffie wat nou daar is, vee af, sodat hy nie daar op die seel vat sit nie, want hy gaan jou seel brand, en jy gaan lek ook daar so. Jy wil nie dit hê nie. Soos julle kan sien nou hierso, draai ek hom op. As hy klaar op is, jy draai hom ook nie heel styf nie, jy draai hom net dat hy mooi toemaak. Dan is hy nou gelaai, dan is hy reg vir die stoof, en dan kan ons 'n lekker koffie gaan maak. So kom ons gaan kombuis toe, sit hom op die stoof en dan maak ons 'n lekker koffie. Goed, so ek gebruik 'n elektriese stoof. So ek het hom nou aangesit die plaat, lekker warm as dit vinnig gaan, en dan kan mens nou die mokkapot net opsit. Wat ek doen is, sien hier waar die safety valve is, ek draai hom gewoonlik net so dat hy weg van 'n mens af wys, so wanneer hy dalk pressure aflaat, dat dit nou nie na jou toe gaan en iemand seer kry nie. So hier is hy nou aan, en ja, nou wag ons net dat hy lekker warm word en kook. Daar kan jy sien, hy loop lekker uit. Hy maak nou hier so die bootjie bo vol. Dis nou presies wat jy wil hê. So ons laat hom net so loop, as hy nou weer bo kan kom, maak ek gewoonlik die dekseltjie toe. En dan wag ek met 'n lekker gorrel-borrel geluide maak. Dan kan ons lekker koffie skink. Goed, nou het ons terug is van die kombuis af. Kry jy jou beker. Hier is die koffiekie. Hier is nou lekker. Kyk hy lekker stoompie, so vars as hy. Gooi jy nou hier in, maar onthou nou, hierdie is 6 espresso's. So is 'n konsentraat wat jy hier in gooi. Ek gooi gewoonlik so 2 van die 6 gooi ek hier so in. Dan gooi ek, kom met water by, gooi ek om te verdun, maak ek 'n Americano dan nou. Moenie te veel espresso ingooi voor die tyd nie, want as jy nou water ingooi en hy is vir jou te sterk, kan jy nie nog uithaal nie, jy kan net nog bygooi. So gooi hom maar flou, dan kan jy bietjie sterker maak soos wat jy aangaan, soos jy hom proe. Jy sal naderhand agterkom, hoe hou jy van hom, en dan kan jy hom van die begin af reggooi. Nou, hierdie koffie is nou swart en bitter. Dit is nou hoe die fancy koffiemense hulle koffie drink, maar ek sê koffie snop nie. Ek sê drink hom soos wat jy van hom hou. As jy hom wil suiker ingooi, as jy hom kondensmelk ingooi, as jy hom melk ingooi, as jy wil cream ingooi, gaan groot, dis jou koffie. Jy het hom gemaak, jy betaal vir hom. So, vat jou koffie, sit lekker onder 'n boom of op die stoep, haal wat lekker is, skryf jou beskuitjie, en as ons mekaar weer sien, drink ons nog 'n koppie koffie. Cheers.